Kom ons bevestig dit uit die Bybel. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het die mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Van die oomblik wat Adam en Eva gekies het om te sondig, het hulle stadig begin doodgaan, net soos ons, elke dag. As hulle gehoorsaam aan God gebly het, sou hulle nooit doodgegaan het nie. Toe God egter die nagevolge van die sonde op die mensdom en op die hele skepping aan Adam en Eva verduidelik het, het hy ook 'n belofte ingesluit. Hy het beloof dat daar hoop en vergifnis vir die mensdom beskikbaar was deur Jesus Christus. Ons gaan in die volgende episode daarna kyk, deur van 'n spesifieke profesie in Genesis 3 vers 14 tot 15 te leer. Jy sien, die oomblik toe die eerste sonde gepleeg was die verlosser reeds beskikbaar en gewillig om in te tree om die sondaar te red. Wat 'n ongelooflike liefde. Om te dink dat die koning en die skepper van die hemel en die aarde bereid was om homself te verneder deur mens te word en Adam se natuur aan te neem. Hy en hy alleen sou die oorwinning oor Satan behaal. En so sou Jesus vir ons 'n uitweg voorsien en ons verlos van die dodelike nagevolge van sonde. Ons gaan in die heel laaste gedeelte weer hieroor gesels. In plaas daarvan dat ons uit die hartseer geskiedenis van die mensdom geleer het om aan God gehoorsaam te wees, het die sonde van die mensdom deur die jare net al hoe erger en erger en erger geword. God het ons nie so geskape nie. Hy het die mens geskape om volmaak en gesond te wees, sonder enige gebrek of siekte of sonde. In deel B oor die sondeval gaan ons kyk na die hartseer gevolge van die sonde. Sien jou